Goeiedag, dis 1 Julie. En ons het nou gekyk, die laaste 24 uur is die mense in rep en roer oor hierdie denials wat ingekom het vir 'n paar mense sover in die refugee-program. So onthou, voor ons nog by die punt gekom het waar ons vandag is, was daar 'n hele klomp Suid-Afrikaners wat met allerlei goed op social media fearmongering onder die mense gesaai het, om te sê, moet nie aansoek doen vir die program nie, en allerlei goed gebruik as hulle feite om te staaf, dat dit 'n groot fout is, en so aan, en die mense probeer bang praat om die program te gebruik, want hulle self is te lui of te bang om die program te gebruik, en hulle wil nie hê iemand anderste moet die program gebruik en dan 'n beter lewe hê nie. So dan het hulle met hierdie fearmongering goed uitgekom en vir almal gesê hoe sleg dat hier gaan met hulle en hoe gaan hulle sukkel en third-rate citizens wees en hulle gaan net gedeport word en ek weet nie wat se alle klomp bullshit nie. Maar nou het daai mense 'n tool bygekry nadat hier nou 'n paar mense gedeny was gister. So wees verseker, daai mense wat nou hierdie tipe fearmongering al doen van laas jaar af, gaan nou hierdie ding gebruik om hulle aanval teen julle wat graag die program wil gebruik te verskerp. En hulle gaan julle bang maak. Hulle gaan julle bang praat met kyk wat gebeur. Ek sien klaar goed uitgepop het. Mense wat probeer die ander mense bang praat. En dan allerlei conspiracy theories wat klaar uit is oor hierdie ding. Dis up to you. Onthou, dis jou toekoms waarvoor jy werk. Dis iets waarvoor jy, as jy te veel gaan luister na hierdie mense, gaan hulle twyfel in jou kop sit en jy gaan dalk nie wil aansoek doen nie, en daar verbeur jy 'n geleentheid wat jy nooit weer in jou lewe gaan kry nie. Hier is nou al meer as 7000 mense wat in Amerika aangekom het. Van hulle het gesukkel toe dit aankom, dis verseker, maar die oorgrootste meerderheid doen goed vir hulle self. Hulle is aan die gang, 'n klomp is al aan die gang en baie gelukkig. Van daai wat gesukkel het in die begin is maar net die posisie waar hulle ingeplaas is en so aan, maar ook van hulle is hulle eie skuld, dat hulle nou nie uitgegaan het en daadwerklik aan die gang probeer kom het nie, en gewag het vir keishokkers om goed vir hulle te doen, wat toe 'n bietjie lank gevat het, maar eventueel kom hulle aan die gang. Luister maar na die video's wat ons maak, wat ek maak en ander ouens maak, gee raad en so aan. Maar moenie dat hierdie fearmongers jou nog steeds banger maak as wat hulle het nou met hulle hierdie tool wat hulle het, wat hulle kan gebruik om te sê, kyk, die mense word gedeny. En een ou sê tot, onthou as jy gedeny word vir die program, gaan jy nooit weer in jou lewe enige visa kan kry vir enige ander plek in die wêreld nie. Dis die tipe goed wat hulle sal gebruik. Misinformasie, goed wat hulle nie van weet waarvan hulle praat nie. Gister het iemand my probeer stry oor, probeer wys maak dat, wat van daai wat temporary status in Amerika, wat 20 jaar hier is, wat dit nou afgekeer is en hulle moet terug gaan huis toe. Hierdie is maar gaan dieselfde met julle gaan gebeur. Nee, dit gaan nie. Daar's 'n baie groot verskil tussen temporary status vir wat hy Haitians en ander ons gekry het en met die refugee program. Is twee totaal verskillende dinge. So jy gaan allerhande goed hoor hoe mense vir jou gaan bang praat. Laat dit ingaan by die een oor, uitgaan by die ander oor. Jy doen wat goed is vir jou en jou gesin. Nou ek sê steeds weer, dis nie raadsaam om nou al, as jy in die program is, skielik alles te verkoop en jobs op te gee en alles, en dan kom jy op 'n punt wat hulle vir jou 'n brief terugstuur en sê, sorry, is gedeny. Wag tot jy jou vliegkaartjies in die ander kry. Is ongelukkig die probleem met die refugee-program. Jy kan nie vooraf bepaal, definitief gaan jy gaan en wanneer kan jy, want dis nie, wanneer kan jy gaan job opgee of goed verkoop nie, want dis nie 'n immigrasieprogram nie, dis 'n refugee-program. So, hou maar sterk, ons gaan julle elke dag aangaan met hulp gee, elke dag aangaan met raad gee, ek gaan elke dag aangaan en praat soos ek praat, so julle wat so aan mekaar huil oor my taalgebruik, wat kammerstig te veel mix, who cares? Ek blok jou maar net van my goeders af. Geniet jouself, jou lewe, tot die een ou wat my complain, ja, ek dra elke dag dieselfde hemp. Kan jy glo mense wil sulke stront praat? Whatever.
Wees sterk, sien julle later. Ek sal later 'n bietjie 'n video maak met antwoorde van 'n klomp vrae wat ek gekry het. Geniet die dag.